Goeiemôre luisteraars en welkom weer eens by Radio Fynbos. Nou ja, ons is hier Chantay, ons regisseur en ek dink almal baie ken my nou al as Veronica. Ons maak verskoning vir Jakkie wat nie vandag by ons kan wees nie. Hy is besig met iets anders en hy's ook by die winkel vandag en hy het nog 'n bietjie van 'n hoes na 'n bronchitis storie wat hy gehad het. Maar nou ja, ons gaan aan en jy het geluister na Sweet Caroline van Neil Diamond en so tussenin gaan ons nog liedjies sing, ek bedoel speel, definitief nie sing nie. Versoeke van Liesl Fraser van Stillboy het vir ons gevra om Love is a Stranger te doen van die Eurythmics. Ek hoop ek spreek het reg uit. En The Winner Takes It All van Modern Talking. So ja, Liesl, ons gaan hulle so deur die program en ook na die program enetjie speel. Ons gaan sommer oor na sport toe en ek vat sommer Jakkie se plek hier so en hy hou ons daarvan om oor die sport te praat. Nou, en voor ek dit sê, ons hele Hessequa streek is vol verkoue en koors met die weer wat so wipplank. Wipplankery, maar die hele land en ons glo Nieu-Seeland ook, is vol toetskoors. Nou ja, ek dink almal, baie van julle het seker gekyk hoe die All Blacks teen die Haie gespeel het, ek wil nie weer daarvan praat nie, en ook teen die Blou Bulle. Maar nou ja, en nou hierdie komende Saterdag lyk het vir my, ek hoop ek is reg Jakkie, gaan die Springbokke vir Nieu-Seeland wys. Ek wil net ietsie by sê, ek dink die All Blacks doen so goed omdat hulle dieselfde kleurtruie as die Haie dra. Die Sharks met ander woorde. En nou weet julle ook wie ondersteun ek, nee. Maar nou ja, dit gesê. Net na die telbord 80 minute gaan daai koers weggaan vir een of ander span en ons glo die Bokke gaan dit maak. So, ons Saterdag 5:00 is afskoptyd, tref voorsorg, genoeg versnapperinge, maak seker, jou TV is betaal en opbetaal, kragopwekkers werkend en vol brandstof en of die inverter se batterye is voluit gelaai. En moenie vergeet nie, die kinders se selfone en speletjies moet volgelaai wees en dat daar genoeg data is. Die spanning gaan hoogloop. Daar's nie ruimte vir voetfoute nie. Nou, ons het boodskappe ontvang van Gerald en hy sê hy en sy vriendin Tia kuier nog tot September in Ierland en hulle luister van Ierland af. En dan Elsa Jonker en haar vriend Uli luister saam met ons na radio. Baie dankie dat julle so getrou na ons luister en lekker kuier daar in Ierland. En dan sê ons ook welkom vir Leonie wat nou by ons aansluit. Welkom Leonie, goeiemôre. Baie dankie, hallo luisteraars. Ons gaan bietjie oor na humor toe. Dis daarom snaaks, ons Afrikaanse taal, swart is 'n kleur, wit is ook 'n kleur. Maar hoekom noem ons dit van swart en wit TV? En daai is nogal vir my ook 'n vraagteken. En dan het ons ook wysheid. Wanneer mens deur afgeleë berge stap, voel mens soos 'n kleuter in die heelal. Wanneer laas het jy gevoel? En net met eens besef hoe gelukkig ek is. As jy gevoel het, hoe gelukkig is jy om te kan voel. Ek dink dit is wat Jakkie se wysheid hier vir ons probeer deurgee. Vir die roosondhalwe moet ons die dorings ook water gee. So ja, ons hou nie, ons rose is pragtige blomme, maar ons weet ook daai eina wat daai dorings kan doen, maar ongelukkig moet ons die hele boompie water gee, anders gaan ons nie mooi rose hê nie. Baie, baie waar. Dan sê, ons gaan gesels vanmôre, die onderwerp is daai elke dag dinge. En ons het voorheen gesels oor springmielies.
En dan kom hulle uit dieselfde pakkie en word hulle in dieselfde pot warm gemaak. Spring of pop, hulle nie almal op dieselfde tyd nie. En ek dink ons het in ons vorige program het ons gesê, soos ons ook, ja, gaan dit hoofsaaklik omdat elke mieliepit 'n klein bietjie water binne-in bevat. En aangesien die doppe effens verskil wat betref dikte en sterkte, bou die druk nie in elke pit ewe vinnig op nie. Ek het nooit besef daar is water in 'n mieliepit nie. Ja, en dit die interessante gedeelte is, nee. Ja. Springmielies herinner ons nogal aan mense. Ons spring of pop ook nie almal op dieselfde tyd of ouderdom nie. Party van ons is vroeg, vol planne. Ander vat 'n bietjie langer. Die geheim is net om nie jouself met die ander pitte te vergelyk nie. Op die ou end kry elkeen sy eie pop oomblik. Dit is so baie waar, soos wat hulle sê, op die regte tyd, die regte plek, die regte mense, die regte oomblik wat dinge gebeur. Dis reg, ja. Nou as ouers kyk ons soms na ander kinders wat reeds op vroeë ouderdom al begin lees, rugby speel, klavier speel en waarskynlik sy of haar eie skoenveters al kan vasmaak. Laat ons dan wonder hoekom ons kinders nog nie op dieselfde ouderdom so gevorder het nie. Of van ons kinders nie. Maar kinders is ook so springmielies. Hulle pop nie almal op dieselfde tyd nie. Selfde met die kleinkinders, né? Ouma wil hê daai een moet soos daai een wees, maar agterna besef ons, maar die een nou van atletiek en die ander nou van lees, en die een begin vroeër en die ander een wag nog so rukkie. Ja, en dis soos daardie wat ek altyd sê, as ons na ons vingerafdrukke kyk en ons sien hoe dit verskil, dan kan ons ook sien dat popcorn ook nie altyd dieselfde lyk in die pakkie nie. So verskil elkeen van ons. Ja. So kry ons daar die springmielies wat eenvoudig weier om te pop. Nie omdat hulle sleg is nie, maar hulle werk op hulle eie tyd, volgens hulle eie kalender, en gaan beslis nie deur groepsdruk beïnvloed word nie. Verskoning. Ons loer 'n bietjie na persone wat eers later in hulle lewens gepop het. Nou hierdie was nogal vir my interessant, want ons ken meeste van ons ken Kentucky Fried Chicken. Ja. Die KFC, die lekker hoender. Nou, Kolonel Harlan Sanders, of Sanders, né? Ja, ek dink Sanders. Colonel Sanders. Hy was al in sy 60's, toe hy Kentucky Fried Chicken begin franchise het. Voor dit het hy verskeie gewone werkies gedoen en baie terugslae beleef. Vandag ken die hele wêreld sy gesig. En dan is hier 'n Grandma Moses. Sy het eers op 78-jarige ouderdom ernstig begin skilder, nadat artritis haar verhinder het om te borduur. Sy het later een van Amerika se bekendste volkskunstenaars geword. Nou daar is dit, baie van ons, so ouer ons raak, dan begin die vingers knoppe maak en die artritis begin, en jy hoef nie dan, al moet jy dan jou borduurwerk of jou breiwerk neersit, dalk moet jy vir jou, wat is die Afrikaanse woord, 'n canvas, ja, nader trek en 'n paar kwassies en dan 'n bietjie verf en kyk, miskien kan jy ook dan 'n beroemde of bekende skilder wees. Dan het ons Julia Child, die wêreldbekende chef, het eers later in haar lewe begin kook en haar deurbraak gekry toe sy byna 50 jaar oud was. Mens wonder, wat laat daai een dan, ek verstaan die artritis een waar die dame nie meer kon borduur en so aan nie, maar hoe raak jy op 50 lief om te kook? Is dit, ja, dis maar seker hoe die lewe jou draai, né? Harry Bernstein, hy het sy eerste suksesvolle boek op 96-jarige ouderdom gepubliseer. As dit nie 'n laat pop is nie, dan weet ons by Radio Fynbos nie wat is nie.
Nou ja, ek dink ons gaan 'n bietjie oorskakel en een van ons liedjies stuur as ons regisseur sê, dit is reg met haar. En soos Jackie sê, sy wys altyd thumbs up. So, Chantay, Love is a Stranger. En dit is van Liesel Vrystaat. Liesel amper sê ek Vrystaat. Dit is van Liesel Fraser van Stilbaai wat vir ons gevra het om daardie liedjie te speel. Nou ja, ons het geluister na Liesel se versoek van Love is a Stranger. En ek hoop julle het dit geniet, Liesel, ek hoop jy daai liedjie geniet. Nou ja, terwyl die laaste paar springmielies nog wonder of hulle gaan pop, kom ons gesels bietjie oor daai klein woordjie geduld. Soos ons ongeduldig voor die mikrogolf of dalk voor 'n stoof staan en wag dat die springmielies moet spring of pop, of ongeduldig wag dat ons kinders moet pop, of beter gestel, hulle talente moet begin wys, is dit nogal snaaks hoe ons mense is. Ons neem byvoorbeeld 'n blombol en dan gaan kyk ons gereeld of daar al iets gebeur. As ons kon, sou ons waarskynlik die grond elke tweede dag oopkrap, om te kyk of die bol nog besig is om sy werk te doen. Maar die natuur werk nie op ons skedule nie. Vir die blombol voel wagtyd nie soos wagtyd nie. Hy's besig om wortels te maak, krag te versamel en voor te berei vir sy seisoen. Dis net wat dis ons wat ongeduldig raak, omdat ons nog niks kan sien nie. En ek gaan hier 'n stukkie insit. Ek het 'n jaar terug, het ek in 'n tuin by ons dogter 'n bolletjie, 'n plantjie gevat met 'n bolletjie. En ek is eerlik, ek het nie die geduld vir 'n bolletjie nie. Ek wil weet wat daaronder aangaan. En gister stap ek in my tuin en ewe skielik sien ek hierdie pragtige persblommetjie. Dit is 'n Chinese orgidee. Ja. Weet jy, en heeltemal verander dit my, ek weet nie, ek kan nie vir daai gevoel gee wat dit aan my gedoen het nie. En toe dog ek, miskien moet ek ook leer om geduldig te wag terwyl daai blommetjie, daai bolletjie sy ding doen. Maar onthou jy nog in die wetenskapklas hoe ons die boontjie moes met die watjie moes toegemaak het. Dis korrek. Maar dan sit ons in die petriebakkie so deurskyn en dan kon jy nou alles gesien het. Ja. So ja, waar ons nie kan sien nie, gebeur dinge tog. Dis waar, ja. Miskien is die moeilikste deel van geduld dat ons nie altyd kan sien wat besig is om te gebeur nie. Die blombol onder die grond lyk stil. Die boompie lyk klein. Die kind is nog onseker. Maar groei gebeur dikwels lank voordat dit sigbaar is. Gelukkig het blombolle nie WhatsApp nie. Anders sou hulle waarskynlik elke dag 'n boodskap ontvang het van die een wat hom geplant het. Hoe ver is jy? Ja. Of waar is jy? Hoekom blom jy nog nie? Die ander bolle is dan al uit. Maar die blombol weet iets wat ons soms vergeet. Elke seisoen het sy tyd. Die mense ingeboude ongeduld is maar nog net een voorbeeld. 'n Paartjie ontmoet mekaar en kort voor lank wonder almal, wanneer raak hulle verloof? Dan raak hulle verloof en die volgende vraag is, wanneer trou julle? Hulle trou en skaars is die witbrood verby of iemand vra, en wanneer kom die eerste baba? Is dit nuuskierigheid, belangstelling en of geduld, ongeduld? Eendag wanneer die kinders groot is en ons rustig iewers deur 'n fotoalbum sit en blaai, of deesdae na die fotoalbums op jou selfoon kyk, wonder ons waar die tyd heen is. Skielik wens ons die baba kon net vir een dag weer kruip, die kleuter weer een keer sy eerste tree gee, of die kind weer een keer op ons skoot kom sit. Miskien is dit hoekom die blombolle ons so fascineer. Hulle weier om aangejaag te word. Ons ongeduld raak hom nie. Hy blom wanneer sy tyd aanbreek.
Dit lyk amper asof ons hele lewe lank wag vir die volgende ding. En wanneer die tyd aanbreek, begin ons weer wag vir iets daarna. Miskien is die lewe nie 'n wedloop van verloof raak, trou, kinders kry, groot word en oud word nie. Miskien is dit eerder soos 'n tuin. Elke blom het sy eie seisoen. Elke boom sy eie tempo. En elke springmielie sy eie pop-oomblik. Die geheim is dalk nie om vinniger by die volgende fase uit te kom nie, maar om die een waarin jy nou is, ten volle geniet. Ons het nou gehoor dat springmielies nie almal op dieselfde tyd pop nie. Gelukkig geld dieselfde vir mense. Anders sou ons almal op dieselfde dag skool toe gaan, trou, aftree en in 'n ry staan vir pensioen. Dit kan lang rye word. Ja, omtrent. Nou ja, ons hoop dat al die springbokke Saterdag gelyk pop en die All Blacks Saterdag nie aan die pop kom nie. Daar sy, definitief gaan ons almal Saterdag vassit. Daarvoor daardie kassie. Dis reg. En dan gaan ons nou regisseer, as dit reg is met jou, dan gaan ons The Winner Takes It All speel. Ekskuus. Is ek die mekaar? Ja, ek gaan vir ons luister. Is dit hy nou, The Winner Takes It All? Ja. Sy, The Winner Takes It All, Liesl Fraser van Stilbaai, hier kom jou liedjie deur Modern Talking. En ja, net vir ons Leonie, gaan net vir ons net bye-bye sê. Ek sê bye vir almal en ons hou styf duim vas vir die Springbokke. Ons vertrou dit gaan goed gaan daar. En onthou dan van ons kant af, van Radio Fynbos se kant af, dat ons is altyd op soek na die mooi agter elke bos. Hoop julle die program geniet en ons gesels volgende week weer. Die heruitsending is dan 4:00 op Vrydag. Julle kan ook uitkyk vir die podcast, wat julle sal sien hoe goed Veronica hierdie program hanteer het. En Jackie, beterskap daar vir jou en vir elkeen wat siek is, mag julle gou-gou gesond word. Baie dankie, luisteraars dat julle weer eens ingeskakel het en bye for now. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.